Hallo julle, vandag wil ek praat oor die wonderlike waarheid van God se tyd. In 'n wêreld vol onsekerheid en haastigheid, is dit soms moeilik vir ons om te verstaan hoekom dinge nie volgens ons tydlyn gaan nie. Maar ons moet onthou dat God is die skepper van tyd en sy planne is volmaak. Ons lees in Prediker 3 vers 1: Vir alles is daar 'n tyd en 'n tyd vir elke saak onder die hemel. Hierin vind ons die belofte dat God elke gebeurtenis met sorg en liefde hanteer. Ons moet nie so vinnig moed verloor nie, want die Here se tyd is nie ons tyd nie. En hy weet wanneer en wat ons dinge nodig het. Ons dink aan die verhaal van Lazarus. As die Here net Lazarus dadelik genees het, sou dit nie so groot wonderwerk gewees het nie, maar omdat die Here Lazarus eers laat sterf het en toe hom opgewek het uit die dood uit, was dit so groter wonderwerk gewees. Dit het vir ons gewys die krag van die Here af. So moet ons dit vat in ons wagperiode is, dat elke geleentheid wat die Here vir ons gee in 'n wagtyd, dat ons moet sien dat daar 'n groter wonderwerk gaan wees, dat dit net 'n beter wonderwerk gaan wees, en dat ons nie vandag moed verloor nie, want die Here sien die groter prentjie, hy weet wat jy nodig het. En so vra ek dat ons oë sal toemaak. Dankie liewe Jesus vir die wonderlike dag wat U vir ons gee het, liewe Jesus. Dankie vir elke geleentheid wat U vir ons gaan gee, liewe Jesus. Waar ons geduld gaan toets, liewe Jesus. Waar U ons dalk in 'n wagperiode gaan sit, liewe Jesus. Dat ons dit nie sal sien as 'n swakhede nie, liewe Jesus, maar eerder sal sien as 'n goeie ding, liewe Jesus. Dat U ons vertroue gaan toets, liewe Jesus, en dat ons 'n beter en 'n groter wonderwerk uit die hande van U sal kry, liewe Jesus. En ek vra en ek bid en ek sê dankie vir die getuienis wat U uit sal kom, liewe Jesus, en ek bid dat U net elkeen van ons sal veilig hou deur die dag, liewe Jesus, en ons weer veilig by die huis sal bring. Amen.